is. Dankie dat ons weet, U is hier en nou betrokke in ons lewens. Dankie dat ons die voorreg het om U te kan aanbid en laat ons U naam kan loof en kan prys, terwyl ons staan met ons stemme. Ons sê vir U dankie, dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Here, ons wil vanaand fokus daarop om nie enigiets wat ons het as vanselfsprekend te aanvaar nie. Maar ons wil vra, hoe kan ons vir U werk? Hoe kan ons hande kom gee en ons gawes gebruik? Soos ons ook nou gesing het in lied 411, dat U gee vir ons U gawes sonder dat ons daarvoor vra. Die vraag wat ons vanaand oor wil gesels is, wat maak ons met daardie gawes? Here, dankie dat U dit op ons harte kom druk. Dankie dat U vir elkeen van ons 'n taak kom gee in die gemeenskap van gelowiges. Help dat ons daardie taak tot die beste van ons vermoë sal doen en sal uitvoer. Here, ons wil in besondere bid vir ons gemeente. Ons wil bid vir almal op ons voorbiddingslys. Ons wil bid vir Andries en die kinders wat hier 'n baie moeilike tyd is, die afgelope 2 weke met Natalie se afsterwe. Ons wil ook bid vir oom Christo en vir tannie Ina wat deur daardie selfde seer gegaan het met 'n skoondogter wat hulle verloor het, een waarvoor hulle ook baie lief was. Here, ons dink aan Keith en Anita van Sail. Ons weet wat die situasie is met hulle dogter wat baie siek is en ons bid in besonder vir hulle. Here, ons dink ook in besonder aan Charlotte, wat vandag weer deur is hospitaal toe, en Marius wat vandag wakker geword het vir die eerste keer. Ons sê vir U dankie vir U getroue genade. Dit is nog 'n ver pad om te stap van genesing, maar ons weet U wat die groot geneesheer is, sal in besonder na hom kyk. Ons dink ook aan tannie Martie Davids, wat weer in die hospitaal was en terug is by die huis en daar aansterk. Here, ons wil vra dat U haar ook sal toevou in U liefde en U teenwoordigheid, dat sy sal weet waar haar krag vandaan kom. En laat ons ook kan bely dat U nooit vir 'n oomblik van ons sal wegbeweeg nie, maar dat U die een is wat in besonder daar is vir al in ons tye van nood. Ons weet U sê in die woord vir ons dat U het gekom vir die wat siek is. En daarom weet ons ook die wat nie net fisies ly nie, maar ook emosioneel en geestelik. Daar waar hulle in die moeilikheid voel, dat U by hulle is in 'n besondere mate. Here, dankie vir ons ouderlinge. Dankie dat hulle gekom het om weer die normaal klas by te woon, waar daar sulke belangrike inligting deurgegee word oor ons bazaar. Here, ons wil nou al begin bid vir ons bazaar. En ons wil vra dat U dit sal seën. U weet dat ons bazaar geld wat ons maak net so uitgaan na oral in die dorp toe en al ons bedieninge in, Here. Ons weet dit is wat dit vir ons moontlik maak om die bedieninge te doen. En ons wil vir U dankie sê vir die groot wonderwerk wat U al reeds beplan. Daardie dag op die 26 Augustus waar U die mense gaan stuur en waar U die hande gaan kom gee dat ons weer 'n groot sukses sal maak en waar ons talente wil saai. Alles in U naam. Here, ons wil bid vir ons Pinksterreeks. Ons weet dit is 'n groot gebeurtenis in ons kerkjaar. Ons wil U naam loof en prys vir wat daar ook gebeur het. En ons wil vra dat U ons sal kom leer waar ons aan U voete gaan kom sit, waar 'n herlewing in ons gemeente kan plaasvind deur wat U gepreek het in Matteus 5-7. Ons weet U gaan dit vir ons kom doen en ons sien uit om te kyk na die groot dinge en die groot wonderwerk wat U gaan laat plaasvind in ons gemeente, ook deur ons Pinksterreeks. Here, ons vra dit alles nie omdat ons verdien nie, maar omdat ons net wil hê dat dit binne U wil moet geskied. Amen. Johannes 21. Soos Dominee Johan ook vanoggend verduidelik het, is ons in hierdie tyd van die Paastyd tot en met Hemelvaart en Pinkster, waar Jesus vir 40 dae lank aan verskillende mense verskyn het en waar hy aan hulle die versekering kom gee het dat hy lewe. 'n Wonderlike tyd in ons kerkjaar wat ons ook vir die Here kan vra, kom verskyn weer aan ons op sekere maniere in ons lewe en kom wys vir ons hoe betrokke is U in ons lewe. Kom verskyn aan ons in gebeure en in wonderwerke. Dis 'n 40 dae tydperk waar ons so gebind kan bly in die Here en vir hom kan sê dankie dat U as opgestane Heer met my weer kan kom werk. Dat U vir my kan kom sê ek lewe sodat jy gaan lewe vir altyd. En dis 'n wonderlike tyd. Een van daai tekste wat ons weer kry, 'n teks wat jy almal baie goed ken en ons vanaand weer bietjie gaan bestudeer, is Johannes 21. Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels en ons lees vanaf vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur.
Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Petrus kry opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter dood Petrus God se verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Net tot sover uit die skrif uit, en ek wil vra dat ons hierdie stuk wat ons nou gelees het, ook sal bely, dat ons sal glo dat dit werklik gebeur het. Ek wil vra dat ons sal opstaan en as geloofsbelijdenis sing lied 421, die Here Jesus lewe. Daar was eenmaal 'n man wat sy beste vriend in die steek gelaat het. En dit was eintlik erger. Die man het sy meester verloon. Hierdie man het 'n guldige geleentheid deur sy vingers laat glip om sy groot vriend en meester te verheerlik en op te bou, maar hy het dit laat gaan en hom verloon. Ons praat natuurlik van Petrus, wat ons nou van gelees het, wat sy meester, die seun van God, verloon het. En Petrus ontdek dat daar waar daar mislukkings is daar ook 'n tweede kans en vergifnis by die Here, 'n nuwe begin. Die Here wat ons aanbid, is die Here van 'n tweede kans. Ons begin by 6:00 in die môre. Die toneel is die see van Tiberias. Dit is na Jesus se sterwe en sy opstanding uit die dood, en die disippels is weer in Galilea, en hulle het besluit om terug te gaan na hulle ou beroep toe, want wat moet ons nou maak? Petrus sit heel ewe en vra, maar wat gaan ons nou doen? Ons het nou niks om te doen nie.
Ons was disippels gewees vir 3 jaar van 'n rabbi, en hier sit ons nou. En so heel asof hy mismoedig sê, ek gaan visvang, want ek het niks anders om te doen nie. Dis al wat ek weet wat om te doen, want dis my beroep. Ek kan nie enigiets anders doen nie, en hier sit ons nou. Gelos. Net so. So asof hulle nog steeds nie presies geweet het wat hulle moet doen nie. En ons tema vanaand is om die punt te mis. Om die punt te mis van wat die Here wil hê ons moet doen. En hier sit die disippels so asof hulle sonder 'n bestaansdoel en sonder 'n punt is. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie meer wat die sin van hulle bestaan of die sin van hulle lewe nie. Al wat hulle maar kan doen is hulle kan gaan visvang. En dan sien ons Petrus en sy vriende was die hele nag op die water, maar hulle het niks gevang nie. En hier hoor hulle iemand van die kant af roep, mense, het julle al iets gevang? En besonder eerlik antwoord hulle terug, nee, vir hierdie figuur wat hulle nie weet wie dit is nie, ons het misluk, sê hulle. Iets wat hulle nie gewoonlik sou gedoen het nie, want ons sou natuurlik dalk 'n verskoning uitgedink het van hoekom ons nie iets gevang het nie, of ons sou gesê het, "Sjoe, nee, ons het dalk ietsie gevang, maar dit was nie regtig iets groot nie." So ons gaan nie regtig eerlik wees daaroor nie, want dit lyk mos nou sleg op ons beroep. So asof hulle sommer nie eens meer in hulle beroep glo nie. Hulle sê nee, ons het niks gevang nie. En hulle is dood eerlik daaroor, want hoekom doen ek in elk geval hierdie nou weer? Ek wil dit in elk geval nie eers doen nie. So hoekom doen ek dit? Wel, sê die stem, probeer die ander kant. Gooi die net daar uit en dan sal hulle iets kry. En hulle doen dit toe en 'n wonderwerk gebeur. Dit is die nette so vol dat hulle kry dit nie eers aan boord nie, en dan besef hulle wie hierdie figuur is. Die een disipel vir wie Jesus baie lief was sê, dit is die Here, dis hy. En daar ewe skielik kom die herinnering. Petrus is skielik vol emosie. Hy is in sy gedagtes terug by die dag toe hy Jesus die eerste keer ontmoet het. Dit was dieselfde see van Tiberias gewees, waar hy vir Jesus ontmoet het. Daardie dag het Jesus die mense op die wal uit Petrus se boot uitgeleer. En daar ewe skielik kom die emosie terug, die herinnering kom terug, en na daardie preek destyds het Jesus ook vir hulle gesê, vaar na die diep water toe en gooi julle net in. So soos die Here dit beplan het, is dit weer dieselfde. Nee meneer, ons is moeg, ons het die hele nag gesoeg en niks gevang nie. En op die ou end probeer hulle toe nou maar, toe hulle vir Jesus nog nie geken het nie. En toe loop hy net oor en die boot wil sink, en Petrus se reaksie was toe, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Ek is nie waardig om in die teenwoordigheid te wees, of wat u na my moet kyk nie. Dit het die eerste keer gebeur, en hier kom, soos hulle sal sê, déjà vu, kom terug na hom toe, en hy kom agter, maar dis dieselfde plek, dis waar ek vir Jesus ontmoet het, en dit is net asof daar iets in Petrus se mind klik, soos hulle sou sê, 'n liggie wat aangaan, né? Soos die jong mense deesdae sê, lightbulb, né? Al gaan 'n lightbulb aan en hy sê, nou weet ek wat aangaan. En Jesus sê vir Petrus, nee Petrus, ek het 'n roeping vir jou. Jou herinnering word jou roeping. Kom saam met my. Jy is nou 'n visser van mense. Ek weet jy is 'n sondige mens, maar ek nooi jou uit om saam met my te werk. Ek gee jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe geleentheid. En so is dit ook vir elkeen van ons. Die Here kom sê dit vir elkeen van ons met ons gawes, dit wat hy vir ons gegee het, sê hy vir ons, ek herinner jou aan wat ek vir jou gedoen het, en ek kom gee vir jou 'n roeping. Maar toe gebeur daar iets in Petrus se lewe daarna. En ons is 3 jaar later, en nou hier by die see van Tiberias, is dit 3 jaar later, en Jesus is intussen gekruisig, hy het opgestaan uit die dood, en so pas het daar weer 'n viswonderwerk plaasgevind. Toe Petrus besef die stem behoort aan Jesus, toe spring hy oorboord en hy swem land toe. Aan die land gekom, kry hy vir Jesus besig om ontbyt te maak by 'n vuur. Johannes meld spesifiek in die grondteks dat dit 'n koolvuur was. Baie interessant. By die koolvuur. Petrus sien dadelik, dit is 'n koolvuur. En in sy gedagtes is hy terug by die vorige keer wat hy by 'n koolvuur gestaan het. Dit was die nag waarin Jesus gevange geneem is en verhoor is. Petrus het om daardie aand in die hoofpriester se paleis by 'n koolvuur gestaan en warm maak.
3 keer vra die mense vir hom of hy Jesus ken, en 3 keer verloon hy Jesus, ek ken hom nie. Nou, daar langs die see van Tiberias, weer 'n koolvuur, weet Petrus hierso, ek word nou met my fout gekonfronteer. Hy moes dadelik geweet het, hierso sit die man, wat ek bely het as Here, en aan wie ek beloof het, ek sal hom nooit verloon nie, hy sit by 'n koolvuur, en ek was daar gewees. Ek was by 'n koolvuur, en ek het dit gedoen, ek het gesê, ek ken hom nie. Wat moes Petrus toe doen? Hy moes die verlede in die oë kyk, en so is dit ook met ons. By die Here is daar 'n tweede kans, maar jy moet jou verlede in die oë kyk, en ons moet ons foute aan hom erken. Ons moet vir hom sê, wat is die waarheid oor ons sonde en ons mislukking, want ons kan dit nie vir hom wegsteek nie. Ons kan dit baie goed vir mense wegsteek, baie maklik, kan ons hierdie perfekte lewe lei in die oë van die mense, en dit wegsteek, maar ons kan dit nie vir die Here doen nie. Ons kan dit nie vir hom doen nie, en daarom bely ek, en u bely, en ons almal bely vanaand saam, dat ons is sondige, swak mense, wat baie val, en wat baie foute maak, en ons moet ons verlede in die oë kyk. Ek is saam met u in daai bootjie, Oom Johan is saam met u in daai bootjie, ons is glad nie enigsins anders as u nie, ons het net soveel foute, en ons is tog so maklik, om die maskers op te sit, en vir die wêreld te wys, hoe perfek is ons lewe, en dit is nie. Het is nie in ons geestelike lewe nie, die beste en die grootste geestelike leier op hierdie aardbol, kan nie vir u sê, dat hy nie op en affe in sy geestelike lewe ervaar nie, dis met almal van ons so. Maar daar kom skeiding tussen ons en die Here, as gevolg van ons sonde. En as hy vir jou sê, dit is nie so nie, dan wil ek vir jy 'n brief gee vanaand, en ek wil jy beloof, hy jok vir jy. Maar dis met almal van ons so. Ons almal van ons is op gelyke voet wat dit aan betref, want ons maak foute. Maar ons is tog so maklik om die blinkmaskers en die selfverdediging voor die deur neer te sit en te sê, maar dit was nie ek nie, ek het niks verkeerd gedoen nie. So maklik om nie verantwoordelikheid te vat vir wat ons verkeerd gedoen het nie. En hier kom Petrus, en hy word met daai fout gekonfronteer. Daar word vir hom gesê, Petrus, by daai koolvuur het jy iets gedoen, en jy weet wat jy gedoen het, en die Here weet, ek weet wat jy gedoen het. Wat gaan jy nou in hierdie situasie maak? Hoe gaan jy nou hierdie situasie regmaak? Lidmaat van NG Vogwel Noord, jy weet wat die afgelope tyd in jou lewe aangegaan het. Jy weet dat jou werk dalk bietjie van jou tyd te veel begin neem het. Jy weet dalk dat jy nie so getrou was as wat jy moes nie. Jy weet dalk dat jy nie so baie gaan getuig het soos wat jy moet, of mense na die Here toe gelei het nie. Jy weet ook dat geld of materialisme bietjie in die pad kom staan het van die verhouding tussen jou en my. Wat gaan jy nou daaromtrent doen? Gaan jy dit konfronteer en dit bely teenoor die Here, soos wat Petrus moes doen? Of hoe gaan jy maak? John Ortberg, ook 'n baie groot teoloog, vertel die verhaal van die dieretuin wie se gorilla gesterf het. Hulle stel toe 'n man aan om elke dag in 'n gorilla pak te dra en te maak asof hy 'n gorilla is. Gou word dit vervelig om elke dag net rond te sit en af en toe te beweeg. Die gorilla begin toe toertjies uithaal. Hy swaai en slaan bolle makiesie, en dit begin toe al hoe meer mense trek, en hulle begin toe al hoe gewilder raak hierdie dieretuin, en hulle dink, "Sjoe, maar dis nou 'n plan wat gewerk het." Dit raak al hoe lekkerder. En op 'n dag breek 'n tak waarin hy swaai, en hy beland in die hok langs hom. Ongelukkig vir hom is dit die leeukuil. Ons held, wat sulke lekker toertjies gedoen het, begin gil en spring oorent toe die leeu nader kom. Hy gryp die knope van sy gorilla pak om dit af te stroop en te hardloop, want hy gee ewe skielik nie meer om of die mense weet of hy 'n gorilla is of nie. Tot sy verbasing begin die leeu te praat. En die leeu sê vir hom, "Stop jou gegil, jy gaan maak dat ons albei ons werk verloor." Sien nie? En so is dit met ons mense. So wil ons hierdie masker opsit en hierdie prentjie voorop hou van wie ons eintlik is, maar eintlik weet ons dat die een wat voor ons staan net soveel foute soos ons het. Net so, soos die jong mense deesdae sê, fake is soos wat ek is. Want soos ons altyd vir die mense sê, die kerk is 'n plek vir die klomp skynheilige mense wat daar sit. En ja, NG Noord is net 'n plek waar klomp skynheilige mense sit. Dan sê ons vir daai mense, kom sit saam met ons, want daar gaan net nog een wees wat in die kerk sit. En so kan ons dit vir almal sê, want ons moet ons foute konfronteer, en ons moet ons mislukking
onthou. Ons moet onthou hoe baie keer ons tekort skiet, want binne dit, soos die grap wat ons nou vertel het, kan ons ook sê, ons wil nie 'n grap daarvan maak nie, maar almal het daai foute. Ons kan nie laat skuldgevoelens en dit wat ons in die verlede gedoen het, ons terughou om ons werk vir die Here te doen nie. En dis presies hier wat met Petrus gebeur. Jesus kom verskyn aan hom om vir hom te wys. Jy het my 3 keer verloon, en ons gaan net weer daarna verwys. Hy vra 3 keer vir hom, het jy my lief? En dan gee hy vir hom 'n opdrag. Hy gee vir hom 'n roeping. Hy sê vir hom, ek wil regmaak wat in jou lewe verkeerd gegaan het. Ek sal dit vir jou regmaak en ek wil nie hê dit moet jou terughou om vir my te werk nie. En soos julle almal weet, wat word Petrus? Wat sê Jesus vir Petrus? Jy sal die rots wees waarop ek my kerk bou. Hierdie een wat soveel foute gemaak het, word die rots waarop God sy kerk gaan bou. Dan kom ons agter, as ons mislukking onthou, soos die koolvuur langs die see van Tiberias waar hy gestaan het, waar hy die eerste keer vir Jesus ontmoet het, herinnering daaraan, en die koolvuur waar hy hom verloon het, herinnering daaraan, dan kom ons agter dat, dis nie die al kere wat hy misluk het. Hy het op die water geloop, maar toe sink hy, toe hy nie meer glo dat hy kan doen wat sy rabbi gedoen het nie. Een keer moes Jesus vir hom sê, om weg te gaan van hom af, omdat hy 'n teenstander, 'n Satan vir Jesus was. Selfe Petrus, Jesus het dit vir hom in sy gesig gesê, hy het vir hom gesê, gaan weg van my af, Satan. Jy's vir my 'n hindernis op die oomblik, om te doen wat ek veronderstel is om te doen. By 'n ander geleentheid het hy sy swaard uitgepluk, en 'n soldaat sy oor afgekap. Hierdie selfde Petrus, hierdie een waarvoor ons nou van praat. En daardie aand, by die hoofpriester se paleis, was die grootste mislukking. En Jesus se uur van nood, waar hy hom eintlik moes bystaan, het hy ontken, dat hy hom ken. Vir Petrus voel dit onverskoonbaar en onvergeeflik, en partykeer is dit ook so met ons. Ek kan nie my geestelike lewe met die Here regmaak nie, want ek het al so baie goed verkeerd gedoen. Hoekom sal die Here my nou wil gebruik, wat soveel foute het? Dis mos onmoontlik. Ek kan nie vir hom werk nie. Dis vir die ander ouens waar daar voor staan en met die mooi maskers op. Hulle maskers is blinker as myne. So hulle moet maar vir die Here werk. Die punt van die saak bly staan, ons almal het daai maskers op. Ons almal is mense wat foute maak, maar die Here is 'n Here van tweede kansse. Hy is die een wat die mense met die meeste foute gebruik vir sy werk. Die verstotenis, die uitgeworpenis. En dan kom Jesus en Petrus. En die ontbyt is nou verby, en net Jesus en Petrus staan by die vuur. Dit is die eerste keer sedert die verloning, kruisiging en opstanding dat Jesus en Petrus nou alleen was. Petrus laat sy oë sak. Hy is reg vir die bestraffing wat nou gaan kom. Die weerloosheid en die skuld staan op sy gesig geskryf. Dan kom die vraag wat tot in sy hart sny. Dit is die vraag wat hom sou heel maak en hom weer sou laat lewe om sy bestaansdoel uit te leef. Jesus vra vir hom, het jy my lief? Hy vra nie vir hom, is jy jammer oor wat jy gedoen het nie? Hy vra nie vir hom, beloof jy om my nooit weer in die steek te laat nie? Hy vra nie vir hom, sal jy harder probeer vir my nie? Hy vra vir hom, het jy my lief? Dis al wat hy nodig het om vir hom te vra. En dan sê Jesus vir hom, nou kom, wees dan weer 'n visser van mense. Laat my lammers wei. Wat hy eintlik hier so kom doen is, ek herstel jou in jou roeping. Hy sê vir hom, ek gaan jou roeping weer oprig, en jy gaan groot dinge doen in die kerk. En so is dit ook met ons. Hy kom herstel elke keer ons roeping. Maak nie saak hoeveel keer ons versuim het om ons roeping na te kom. Hoeveel keer ons nie gedoen het wat hy vir ons gevra het om te doen, of gelos het sommer halfpad, as wat hy vir ons gesê het, dis wat ek wil hê, jy moet in NG Noord gaan doen, dis die werk wat jy het in jou gemeenskap, in jou konteks, in jou werk. Dit is my doel vir jou lewe. En ons mis dalk daai punt. Jakob herstel het dit weer. En dan weet ons natuurlik, 3 keer kom Jesus en hy sê, keer terug op die speelveld, jy is deel van my span, bou aan die gawe wat ek jou gegee het, gee jouself vir my kerk, ek het jou nodig in die kerk. En so sê Jesus dit vir elkeen van ons. Hy sê, kom terug op die speelveld, jy is deel van my span, bou aan die gawes wat ek vir jou gegee het, gee jouself vir die kerk, ek het jou nodig. En dis wat elkeen van ons moet kom doen, om nie
die punt van ons lewe te mis nie, om nie ons bestaansdoel te mis nie. En jy kan dalk skepties wees daaroor. Ons wat op die kantlyn staan en kyk hoe Petrus weer op God se speelveld toegelaat word, voel skielik skepties, want hoe kan die Here nou weer vir Petrus kom gebruik na dit wat hy gedoen het? Hoe kan iemand wat 'n rooi kaart gekry het, sommer net weer toegelaat word op die veld? As jy 'n rooi kaart kry, moet jy jou straf behoorlik uitdien. Anders sal niemand die spelreëls meer ernstig opneem nie. Watter soort wedstryd is dit as daar foute net oorgesien word en dit word nie gestraf nie? Niemand wat 'n sethou slaan, mag dit op die telkaart ignoreer nie. Misslaan mag dit op die telkaart ignoreer nie. 'n Gevaarlike hoogvat moet uitgewys word. Wedstryd, knoeiery of verbode middels het dodelike gevolge vir die skuldige. Dis elementêr, want die oorsien van die foute bring die geloofwaardigheid van die spel in gedrang. So, hoe kan die Here dit dan nou doen? Iemand moet in die wêreld geregtigheid afdwing, anders maak niks meer sin nie, en anders is God self ook nie meer geloofwaardig nie. Jy mag dalk so geredeneer het al in die lewe, en gesê het, maar die foute kan nie net sommer oorgesien word nie. As jy 'n fout maak, of jy word onder die tig geplaas in die kerk, dan is jy nie eintlik meer welkom hier nie, want ons het nie sulke ouens in ons kerk nie. Ons kerk is nie soos vir sulke mense nie. Jy kan nie meer hier kom aanbid nie. Dis nie 'n plek vir jou nie. Maar ek wil vir jy sê dat daar is 'n punt waar God se dors na geregtigheid en God se honger na vergifnis mekaar ontmoet. So daar gaan eendag geregtigheid wees. Daar is 'n punt waar sy heilige behoefte na die straf van die verkeerde en die heilige vuur van sy liefde, wat oneindig tweede kanse wil gee, mekaar kom ontmoet. En daai plek waar daai twee mekaar ontmoet, noem ons die kruis van Jesus Christus. Hulle het mekaar daar ontmoet. Want dis waar al jou sondes weggeneem is. Dis waar al die straf wat jy moes gedra het, weggevat is. So daar waar God smag na en dors na geregtigheid, en daar waar hy so dors na die heilige liefde en die tweede kanse wat hy vir jou wil gee, daai twee goed kom by mekaar by sy kruis. En dis dan wat hy vir ons kom gee, die kruis. En daardeur gee hy vir jou lewe. Iets wat ons nie verdien nie, iets wat ons nie eintlik mag hê nie. En dan kom ons agter dat hy herstel dit dan, hy herstel ons lewens. En hy het vir elkeen van ons wat hier is, die geestelike gawes gegee. Vanoggend in die belydennisklas het ons juist die geestelike gawes gedoen, en ons toetsie vinnig ingevul om die geestelike gawes van die belydennisklas elke kind uiteen te sit en te sê wat jou gawes is ensovoorts. Ons gaan nou volgende week aan daarmee. En ek het geweet dit gaan by vanaand se preek aanpas, want ons gawes is hoe ons die liggaam van Christus korrek laat funksioneer. Want dit is wat Jesus vir Petrus kom sê wat hy moet kom doen. Hy sê vir hom, ek wil hê jy moet jou gawes gaan gebruik. Jy het die gawe gekry, Petrus, van ongelooflike leierskap. Jy is die een wat tussen die 11 disippels elke keer eerste opstaan en sê, boys, kom ons doen dit. Jy is die leier van die groep, en ek het 'n plek vir jou in die kerk. Ek wil hê jy moet jouself weer kom gee vir die kerk, en jy sal die rots word waarop ek my kerk gaan bou. Jy het gawes gekry. So het elkeen van ons wat vanaand hier sit, gawes gekry. En ons gawes is wat dit vir ons moontlik maak om die liggaam van Christus gesond te laat funksioneer. As ons nie ons gawes doen nie, of gebruik nie, of uitleef nie, dan is dit soos 'n ledemaat van ons liggaam, wat nie meer sy werk wil doen nie. Dan is dit 'n nier, of 'n lewer, of 'n long, wat sê, weet julle wat, hierdie ding is nie regtig vir my nie. Ek glo in God, maar ek wil nie regtig daai funksie vervul nie. Ek het hierdie gawes gekry, en ek weet, ek se hartkamer, en ek moet bloed pomp, maar gaan julle maar so 'n bietjie sonder my aan. Wat gaan met die liggaam gebeur? Die liggaam gaan siek word. Die liggaam gaan nie normaal kan funksioneer nie. En die oomblik wat een van ons ophou om ons gawes te gebruik en versuim om ons verantwoordelikhede na te kom, dan raak die liggaam siek. En ek kan vir u talle voorbeelde daarvan gee van kerke waar dit gebeur het. Die oomblik waar die mense opgehou het om te dien en waar hulle wou bedien word, daai kerk is besig om te sterf of hy's besig om kunsmatig voor te bestaan. Dis bewys statisties in ons land dat kerke wat nie hulle lidmate toerus om met hulle gawes te gaan dien buitentoe en die kerk te kom dien nie, is die kerke in ons land wat besig is om agteruit te gaan. Dis die liggame van Christus wat besig is om wat siek is, en as hulle vir te lang tyd siek is, dan gaan hulle dood. So eenvoudig is dit. En dis hoekom ons sal net as kerk slaag, as ons vir ons lidmate en elkeen van ons wat hier is vanaand toerus om te sê, dis wat jou gawe is, dis waarmee jy goed is.
Jy het 'n gawe gekry om vir mense in te tree en intersessie te doen en te bid. Doen dit, kom dit na. Niemand gaan eers weet of jy daai gawe gebruik of nie. Net jy en die Here gaan dit weet, maar doen dit. Jy het die gawe gekry om vrygewig te wees, om te gaan uitdeel. Gaan doen dit, gaan deel uit. Raak betrokke by 'n aksie van die kerk waar hulle gaan uitdeel. En daar's van die bedieninge wat net dit doen. Hulle gaan deel net uit. Raak deel daarvan. Dit is hoe ons kan vra. Hoe werk ek vir hom met my gawes? Want soos ek net nou gesê het, dis die kerke wat besig om te krimp, besig om te sterf, besig om dalk van hulle kunsmatig voor te bestaan, is die kerke wat hulle doel en hulle roeping en hulle punt op aarde mis. Dis kerke waar daar nie vir die mense geleer word, jy is nie hier vir jouself nie, jy is nie hier om gedien te word nie, jy is hier om mense te dien met jou gawes. Dis wanneer die verbruikerswese uit 'n kerk uitbeweeg, waar die kerk begin groei. En dit wat ek nou vir julle sê, trek ek nie uit my duim uit nie, dis in ons land, in die NG Kerk, wit op swart, bewys met statistieke, dat die kerke, wat hulle bestaansdoel, en hulle roeping, wat die Here vir hulle gegee het, uitleef, is die kerke in ons land wat groei, en met wie dit goed gaan. Die liggaam is gesond. Dis met die kerke waar dit nie gebeur nie, waar die kerk besig is om te sterf, want die liggaam is siek. En dis hoekom ons grootste prioriteit moet wees, om vir elkeen in ons wijk, en elkeen in ons gemeente te sê, Pinkster lê voor die deur, voor die oë uitvee is dit bazaartyd, dis nou, wanneer elkeen van ons hande moet kom gee, en moet kom deel raak. Dis nou waar ons die mense wat ons al 500 keer moes vra om 'n wijksbijeenkoms of 'n erediens by te woon, weer te gaan nader en weer te gaan uitreik na hulle. En die ongelooflike manier hoe die Here werk is, toe ons by die normaalklas aankom vanaand, die sessie wat om Johan uitgewerk het, wat ek niks van geweet het nie, wat ek volgende maand weer moet uitwerk, het hy gesê, gaan juis oor om die verlore skape te gaan haal. En in daai wijksbijeenkoms sessie sal jy sien, jy gaan Woensdag aan daaroor praat, en het sluit so baie mooi daarby aan, ek kon het self nie glo toe ek daai bladsy voor my sien nie, is dat Jesus sê vir ons baie duidelik, dat ek het nie gekom vir die mense wat gesond is nie, ek het gekom vir die wat siek is. Die gelykenis van die verlore skaap gaan gelees word, waar Jesus daai een gaan soek, wat nog nie gered is nie. En as dit die Here se doel op aarde was, dan kan ons nie anders, as om dit ons kerk se doel op aarde te maak nie. En ons kan nie as kerk die punt mis nie. Ons kan nie as kerk die rede hoekom ons bestaan agterweë laat en sê, weet julle wat, ons is maar eintlik net hier vir ons lidmate nie, want ons is nie. Ons is hier vir die ongeredde siele in ons dorp en in ons gemeenskap. Dit is die doel van die kerk en dit is die doel van elkeen van ons as 'n gelowige kind van die Here. Amen. Here, dankie dat ons weet, U leer ons uit die woord uit, en waar ons uit Petrus se getuienis ook kan leer, soos ons gelees het in ons fotum, dat hy toe gegaan het en gaan doen het wat U vir hom gesê het. Hy het gegaan en sy bestaansdoel en sy roepingsdoel gaan uitleef en gesê, dis hoekom ek op die aarde gesit is om te doen, en dis wat ek gaan doen. En Here, daardie 11 het die geskiedenis van die wêreld kom omdraai. Hulle het gedoen wat U vir hulle gesê het om te doen, om mense te nader in die evangelie te verkondig en mense te doop, en hulle het 'n beweging begin waarvan ons vandag nog deel is, 2000 jaar later. 'n Beweging wat al die hoeke van die aarde al geraak het, want U werk deur die Gees, deur ons as mense met ons gawes, om te gaan verkondig, om te gaan vertel, om te gaan getuig, om te gaan sê, wat het U gedoen aan daai kruis, om ons te red. Here, ons weet as ons dit doen en getrou is daaraan, dan sal U die res kom doen. En Here, ons wil vra soos Petrus, laat ons maskers sal afval, en laat ons eerlik voor mekaar sal staan, en sal sê, dit is wat ons veronderstel is om te doen, en ek het dit nie meer gedoen nie, ek het opgehou met te doen, ek het versuim om my verantwoordelikheid na te kom, maar ek wil nie meer nie. Ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil mense nooi om by U voete te kom sit, vir herlewing in hulle lewens, wat dit so nodig het. Ek wil mense kom blootstel en kom
kom wys wat gee U in ons Pinksterreeks. Ons wil dit so maak, dat ons nie anders kan, as om te groei as kerk nie, want ons kom ons bestaansdoel na. Ons weet hoekom U ons op aarde gesit het, ons weet wat ons gawes is, en ons gebruik daai gawes na buitentoe. Here, help dat dit ons grootste prioriteit sal wees, want ons weet, as ons dit doen, dan sal U die res doen, en U sal ons gemeente, en ons dorp, en ons kerk van krag tot krag laat gaan. Ons glo dit, Here, met alles binne ons. Amen.